Goeiemôre, liewe gemeente. Dis vandag Vadersdag. Ek dink dit is so 'n mooi rangskikking of tentoonstelling, wat noem mens dit, wat hiervoor gemaak is. Wie daarvoor verantwoordelik is, dit is baie mooi en dit sal ons dwars deur die diens herinner daaraan dat dit vandag Vadersdag is. Saam met Vadersdag, dit val nou hierdie jaar so, dit is die gewoonte, die gebruik in die kerk, 'n baie ou tradisie, dat die eerste Sondag na Pinkstersondag ook Drie-eenheidssondag is. Ons het hierdie hele kerklike jaar gegaan, van Kersfees af, begin dwars deur die kerklike jaar, laas Sondag, pragtige, verrykende Pinksterdiens gehad, en 'n vervullende Pinksterfees gehad na die Pinksterdiens, en dan nou na Pinkstersondag is dit Drie-eenheidssondag in die kerk. Die dag waarop die kerk ook juis ons gedagtes daarop rig, stil word en aandag daaraan gee, dat ons 'n drie-enige God aanbid. Vader, Seun en Heilige Gees. Dis wat ons hier doen, nie waar nie. Dis waarvoor ons hier is. Nou, liewe vriende, ons is deur 'n week waar ons verlede week vervullende, verrykende Pinkster gevier het. Die week het weer voortgegaan met allerlei dinge wat in ons eie persoonlike lewens dalk 'n hoë tol geëis het. Ons het nuus gehoor van oorloë en gerugte van oorloë en invalle en bombardemente. En 'n mens besef net hoe de mekaar is ons wêreld. Daarom is dit nodig dat ons hier in die kerkgebou ook by mekaar kom. Stil word voor die Here. Dat ons sy teenwoordigheid opnuut en op 'n wonderlike manier elke week beleef, versterk word deur hom. So kom ons gebruik 'n paar oomblikke van stilte om weer net vir mekaar te sê, dit is wat ons hier doen. So buig ons voor ons hemelse Vader. Bring ons aan hom die lof en eer, ook deur ons gehoorsaamheid. Ons dien die Here hier deur ons sang, deur ons gebede, deur ons kollekte wat ons vir hom bring, en ons gaan uit in die wêreld en ons dien die Here deur gehoorsaamheid. En dit is wat hy van ons vra. Daarom kyk ons ook na die wil van die Here vir ons lewens. Vandag het ek uit 2 Korintiërs hoofstuk 13 net een kort stukkie van 'n teksvers geneem om dit as die wil van God vir ons lewens voor te hou. Pragtige, praktiese, duidelike riglyne vir ons lewe. Verder broers, en natuurlik word die susters daarbey ingesluit, wees bly. Streef na die geestelike volwassenheid. Aanvaar vermaaning. Wees eensgesind. Leef in vrede. Ons ken die vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22 so goed. En dit is nodig om dit te onthou, gedurig daaraan te dink en jou lewe daarvolgens in te rig. Hier is 'n ander kosbare teks in die Bybel. 2 Korintiërs 13 vers 11. Met duidelike, eenvoudige, verrykende riglyne vir 'n mens se lewe. En so wil ons onsself gehoorsaam stel aan die woord van die Here, aan die wil van die Here. Maar roep hy ons ook om in toewyding aan hom te leef. Ons wy ons aan ons hemelse Vader. Dit vervul ons met ewige vreugde en daarvan wil ons sommer oorloop. En ons getuig daarvan ook wanneer ons geloof in God bely. Ek nooi jou uit om op te staan en dit saam hardop te doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Baie dankie, kan gerus weer sit. Kom ons sluit ons oë in gebed. Almagtige God, drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons kom en aanbid U vandag opnuut met dankbaarheid in ons harte, Vader, Skepper, Onderhouer. Ons kyk rondom ons rond en ons sien die grootheid van U skepping en ons bring aan U eer, Here, wanneer ons hier in die kerkgebou is, maar ook wanneer ons uitstap in die natuur en ons weet dat U dit alles in U hande hou. Wanneer ons in die aand opkyk en ons sien die volmaan of ons sien die helder sterre, dan weet ons U het dit alles in U hand. Vader, Skepper, Onderhouer. Ons dink aan onsself, Here Jesus, Seun van God. En ons weet dat dit U is wat dit vir ons moontlik gemaak het om kinders van God genoem te kan word. Ons dink aan U, Lam van God, waar U verheerlik sit op die troon aan die regterhand van die Vader. En ons bring saam met die gelowiges van alle eeue en alle tye aan U die eer. Lam van God, Koning van Juda. Ons maak ons harte oop, o Heilige Gees. Ons aanbid U. Ons nooi U opnuut om ons lewens te rig en te lei. Ons stel onsself vir U oop, Here, dat U vir ons kan leer, Heilige Gees, om sagaard, sagmoedig, gehoorsaam, vriendelik, liefdevol te wees. Ons bid U, omvorm ons elke dag van ons lewens meer en meer op die manier wat U goed dink, o Heilige Gees. En hier waar ons stil word in U teenwoordigheid, drie-enige God, is dit ons gebed dat U ook vandag deur die woord vir ons sal aanraak, soos U weet ons dit nodig het. U ken ons harte, U ken juis dit wat ons nodig het. Daarom vra ons, Here, neem weg wat kan verhinder dat ons U hoor en spreek U tot ons. In die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, bid ons dit. Amen. Die gedeelte wat ons vandag uit die Bybel lees is 2 Korintiërs hoofstuk 1. 2 Korintiërs 1 vanaf vers 17. Nou, die woorde soos julle daar op die skerm vind, of wat ek hier vir julle sal voorlees, dit lyk amper asof dit so half stomp begin. Ek sal later 'n bietjie meer verduidelik oor die agtergrond waar dit vandaan kom, hoekom dit nou spesifiek so gesê word. So ons begin 2 Korintiërs 1 vanaf vers 17. Was ek miskien oorhaastig toe ek hierdie plan gemaak het? Of word ek deur menslike oorwegings gelei as ek planne maak, sodat ek in een asem ja en nee sê? So seker as God getrou is. Ons woord aan julle was nie gelyk ja en nee nie.
Want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silwanus en Timoteus, aan julle verkondig het, is nie ja en nee tegelyk nie. Hy is die ja van God. Die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen sê. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Ons lees vandag net tot hier. Baie van ons loop rond met littekens aan ons, omdat ons ergens in ons lewens diep teleurgestel is deur mense. Miskien was dit 'n saketransaksie wat verkeerd geloop het, of iemand wat jou lelik ingedoen het na baie mooi beloftes, en jy dra vandag nog steeds die las van hierdie groot verlies wat jy gelei het, maar die las loop dieper. Dit is 'n wond, dit is 'n litteken in jou gemoed, omdat 'n ander mens jou so teleurgestel het. Miskien is dit by die werk 'n kollega wat jou ingeloop het, wat 'n bevorderingspos vir hom of haarself losgewerk het wat eintlik vir jou bedoel was. En dit het seer gemaak. Maar die waarheid is dat die diepste littekens eintlik agterbly deur mense wat ons teleurstel, mense wat naby aan ons is of was. 'n Vriend of 'n vriendin wat jou vertroue geskend het. 'n Huwelik wat verkeerd geloop het. Planne of drome vir jou kinders wat nie gerealiseer het soos jy dit gedroom het nie. En nou is daar dalk 'n diep kloof tussen julle. Na so ervaring van teleurstelling, voel 'n mens partykeer dit is 'n eier wat gebreek het en nie weer sal herstel nie. Of die beloftes en die mooi woorde was alles eintlik maar net 'n leedop en heeltemal betekenisloos. En nou is dit vandag Vadersdag. Miskien sal julle dink, miskien is dit nie heeltemal die regte tyd en plek om nou oor Vadersdag te praat nie. So, kom ons begin eers en sê, wat 'n wonderlike voorreg is dit, dat ons paas het, wat die wil van God soek, en regtig met hulle hele wese daarna strewe om die wil van die Here te soek, en om as voorbeeld ook van God se vaderskap in hulle gesinne te leef en te werk, en hulle kinders oproep en lei om ook die Here te leer ken en te dien, soos wat die Pa dit doen. Want dit is wat die Here se plan was. Van die begin af was dit God se idee om vaders te roep en om vaders deel van 'n gesin te maak, dat hulle 'n pa kan wees wat hulle kinders leer om God lief te hê, om God te dien, en wat God verteenwoordig ook as Vader in die gesin. En ons moet die Here dank vir elke pa wat sy roeping so ernstig opneem en op so 'n manier ook uitleef en op so 'n manier ook pa vir sy kinders wil wees of pa vir sy kinders was. Mag die Here jou seën as dit die pad is wat jy loop of geloop het as pa. En ja, ons is mense. Paas is maar net mense. En ons maak foute.
En ons voel partykeer lewenslang sleg oor die foute wat ons gemaak het teenoor ons kinders. Ergens langs die pad. Want dit gebeur. En die Here vergewe. En die Here wil ons nog steeds in sy hand neem. En ons lei en leer om, as ons nog tans pa is, daai rol, daai plek in te neem wat hy vir jou bestem het. En as jou kinders alreeds groot is, om nog steeds met waardigheid jou pa plek te behou teenoor jou kinders en kleinkinders. Maar ons moet ook vandag van mekaar sê as ons oor paas praat. Nou die dag toe dit ook die byeenkoms van die 60-plussers was, het Theo net vir ons 'n baie mooi aanbieding gedoen oor die invloed wat jou jong jare op jou het. Met ander woorde ook wat jou pa op jou het toe jy klein was. Of toe hy nie daar was nie. En is dit nie deel van die verskriklike probleem wat ons in hierdie stadium binne ons land het, in die groot konteks van ons land het nie, dat daar 5de, 6de geslag paas is, wat nooit 'n voorbeeld van 'n pa gehad het in hulle lewe nie, self nie naaste by idee het, wat van hulle verwag word om pa te wees nie. Hoe hartseer, dat dit die realiteit is. In so 'n mate die realiteit van ons wêreld is waarin ons leef, dat daar eintlik van die standpunt uitgegaan word, die mans moet eintlik maar een kant toe staan, hulle het in elk geval nie eers meer 'n idee van hoe om pa te wees in 'n gesin nie, kom ons gaan nou maar voort sonder die las van die paas in die lewe. Nee, dis die Here se wil, dat 'n pa sy plek moet inneem, en ons kan net die Here se aangesig soek, en die Here bid, dat paas opnuut weer hulle plek in hulle gesinne moet inneem. En ja, so het Theo net ook vir ons laat verstaan, daar sal mense wees, wat gebuk gaan, en wat letsels in hulle dra, oor 'n pa wat nie verstaan het, wat sy plek, sy Godgegewe plek, in die lewe is nie, en in sy gesin is nie. En mense wat groot word, met daai letsels in hulle lewe. Letsels van teleurstelling. En ons kan maar net as kinders van die Here sê, die Here is in staat om ons daaroor te dra. En om ons daardeur te dra, en ten spyte van letsels in ons lewe, ons krag te gee om vorentoe te gaan, en ons plek in die lewe vol te staan. En dit is waaroor dit vandag gaan. So kom ons gaan voort met hierdie gedeelte waaruit ons vandag gelees het. Die skrifgedeelte gaan ook oor teleurgestelde verwagtinge. Die situasie was, die apostel Paulus het planne gemaak om die gemeente in Korinthe te kom besoek. Iets het voorgeval, iets het verkeerd geloop en hy kon nie daai planne ten uitvoer bring nie. In die gemeente van Korinthe was daar 'n faksie mense wat Paulus glad nie goedgesind was nie, om dit sagkens te stel. Inteendeel, hulle het elke moontlike geleentheid of iets gebruik wat hulle kon om Paulus in 'n swak lig te stel. En toe hierdie gebeurtenis nou plaasvind, dat Paulus aanvanklik bekend gemaak het, ek wil julle kom besoek, en op die ou en nou kom hy toe nou nie daar uit nie, toe het hulle dit aangegryp om vir die res van die gemeente te sê, kyk net, julle sê ons moet Paulus vertrou, julle wil na Paulus se woorde luister, wanneer hy vir ons leer oor die Here, maar kyk, mens kan hom nie eens aanvaar, en jy kan hom nie eens vertrou, wanneer hy sê hy kom vir jou kuier nie, want hy daag nie eens hier op nie, hoe wil julle nou nog vir Paulus vertrou? En dan skryf Paulus hierdie woorde, wat ons vandag gelees het, so amper as 'n inleiding tot die brief. En alhoewel 'n mens sommer hartseer is en eintlik amper seer gemaak voel om te dink dat reeds in die vroeë gemeentes, ja, hierdie het omtrent in die jaar 55 na Christus afgespeel. Reeds in die vroeë gemeentes daar alreeds partyskappe, dwarstrekkery, negatiewe mense was. Mense wat anders swart smeer met of sonder goeie rede. Alhoewel dit 'n mens hartseer stem om te dink dat dit die realiteit was, reeds in die jaar 55 na Christus
in 'n Christelike gemeente het uit hierdie negatiewe omstandighede iets voortgespruit wat ons vandag kan lees en wat vir ons vandag soveel beteken. Naamlik Paulus se reaksie daarop. Ek gaan verkeerde kant toe, ekskuus. Paulus se reaksie wat sê, daar is vir ons 'n drievoudige versekering. Ons staan op vaste grond. Nou, hierdie waterverfskildery het Michelle, wat in die kerkkantoor werk, het sy eers in die hande gekry. En dit sê eintlik so baie, so mooi van presies wat die tema van vandag se prediking is. Jy sien mos nou die waterverf wat in die eerste plek so mooi aangewend word in hierdie skildery. En jy sien die berge, simbole van God se standvastigheid en sekerheid. En jy sien hoe verdwyn hierdie berge so in die nevels, in die mistigheid daar ver. Maar dit beteken nie hulle is weg nie. Daar staan nog steeds 'n berg, al sien jy hom nie, al verdwyn hy daar in die mistigheid. Ons staan op 'n vastigheid, 'n onwankelbare vastigheid, 'n drievoudige versekering wat ons in die drie enige God het, 'n sekerheid wat ons in hom, waarop ons kan staan. En tog, as ons daaroor nadink, as ons baie eerlik is met mekaar, terwyl ons vandag praat oor teleurstellings, dis 'n onderwerp wat 'n mens nie graag te midde van ander gelowiges aanspreek nie, né? As jy praat oor teleurstelling in God, iets wat 'n mens nie graag teenoor ander gelowiges wil erken nie, dat daar ook tye in jou lewe kom wat jy teleurgestel is of voel dat God jou in die steek gelaat het. 'n Pynlike ding om te erken. In so 'n mate word dit 'n pynlike ding in 'n mens se lewe dat dit in sommige mense se lewens daartoe lei dat hulle op die punt kom om te sê, maar dan wil ek niks meer met God te doen hê nie. In so 'n mate dat ek my rug volkome op hom draai. En ja, dit gebeur in die lewe. Dat ons verwagtings in God soms teleurgestel word. Sou dit nie die diepste litteken in ons gemoedere laat? Wanneer ons op die punt kom dat dit vir ons voel asof God ons teleurgestel het. Asof ons verwagtings in God teleurgestel is nie. En kan ek sê, as ons verder praat hieroor, dan doen ons dit met soveel, is die gedagte om, die bedoeling om dit te doen met soveel deernis. Want geliefdes, ons as gelowiges is so maklik om so iets net eenvoudig te probeer uitstryk, soos iets wat nie gesê mag word nie, of iemand nie mag voel nie, of om so gevoel net eenvoudig gou-gou te wil regmaak met 'n mooi gedagtetjie of met 'n mooi teksvers. En die seer bly. En die seer word nie uit die weg geruim nie. So as ons vandag daaroor praat, is dit nie met die uitgangspunt, daar's 'n maklike oplossing nie. Juis nie. Maar om met deernis te probeer om saam te soek, opnuut weer die vrae te vra, opnuut weer na onsself te kyk, opnuut weer die Here se lig te soek oor hierdie verskriklike onsekerheid wat in ons kom plek maak, in ons harte kom plek maak, wanneer teëspoed en hartseer ons tref. Wanneer dit vir ons voel asof God nie aan ons verwagtings voldoen nie. Maar miskien is dit juis deel van die probleem of die begin van die probleem. Iemand het gesê,
as ons praat oor teleurstelling in God. Iemand het gesê, geloof is nie veronderstel om die lewe voorspelbaar te maak nie, maar wel om God te vertrou te midde van onsekerheid. Geloof is nie daar bedoel om te maak dat ons meer veilig voel nie, maar juis om ons te dra wanneer die lewe nie so voorspelbaar is nie. En dit is heel waarskynlik in baie van ons gevalle die rede vir ons teleurstelling in God. Want God voldoen nie aan ons verwagtinge nie. Ek lees ergens iemand skryf, dis maklik om God te vertrou as hy doen wat ons wil hê hy moet doen. Maar dit is die ander kere wat ons groei. En ja, daar kom ander kere. Kere wat ons God vertrou en tot hom bid in terme van ons gesondheid, in terme van ons veiligheid. Wanneer ons geliefdes aan hom toevertrou. En dan werk dit nie uit soos ons die Here gevra het nie. Kan ek weer sê, daar is nie maklike antwoorde op hierdie probleem nie, op hierdie teenstrydigheid wat 'n mens soms in jou voel nie. So wat ons moet soek is nie 'n antwoord om vir ons die probleem te probeer oplos nie, maar 'n ander ingesteldheid, 'n ander verwagting, een wat miskien so kan klink, dat 'n mens te midde van geskokte vertroue, te midde van moeilike omstandighede, sal sê, dieselfde hand wat die storm stil gemaak het, en wat die kruis gedra het, hou my nou vas. Ja, ook wanneer ek tot die Here bid, ten opsigte van my gesondheid, en ek stap by die dokter se spreekkamer met verpletterende nuus. Ook wanneer ek die Here bid om my te beskerm, en daai verskriklike nag breek aan, wanneer die inbrekers in my huis inkom. Ook wanneer ek my geliefdes aan die Here toe vertrou, en hom smeek om hulle te beskerm, en dit werk anders uit. Om ook dan te sê, dieselfde hand, wat die kruis gedra het, wat die storm stil gemaak het, hou my nou vas. Al verstaan ek niks daarvan nie. Want ja, daar kom ander kere. Daar kom ander kere. En al wat ek dan kan vra is, Here, hou my vas. So die gedagtegang van die teks wat ons vandag gelees het in die Bybel, is, mense het teleurgestel gevoel, omdat iemand hulle teleurgestel het. En die persoon wat hulle teleurgestel het, was 'n verteenwoordiger van God. Beteken dit dan nou, dat God nie vertrou kan word nie? Natuurlik nie. En dis die groot punt wat Paulus hier probeer tuisbring aan die gemeente 55 na Christus in Korinthe, en deur al die jare na daardie gemeente tot vandag hier, die punt wat hy wil tuisbring. Nooit moet ons God se trou meet aan mense wat ontrou is nie. Of nooit kan ons God se trou probeer meet aan hoe goed gaan dit met my nie. Nee, daarop gee 2 Korintiërs 1 vers 21 vir ons die antwoord. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig. Op Christus. Waaraan meet ons God se trou? Ander mense se trou of ontrou? My eie lewensomstandighede wat goed of minder goed is?
Nee, God se trou staan vas op die vaste fundament van Jesus Christus. En dis 'n groot kopskuif om te maak. Want iets in ons wese, ek wil amper sê iets diep binne in ons wese streef daarna om te wil hê dat God ons altyd moet beskerm. Dat dit altyd met ons goed gaan. Dat ons vir God net goed genoeg moet vra of goed genoeg moet dien en dan sal hy sorg dat dit met ons sal goed gaan. So die uitgangspunt is nie ek kan God vertrou want kyk hoe goed gaan dit met my nie. Die uitgangspunt is ek kan God vertrou want hy het sy seun vir my gestuur. Dit is waarop sy trou gebou is. Dit is die vaste grond van vers 21. Dit is wat in hierdie gemeente gepredik word. Daarom het ek iets probeer intrek ook in die skyfies op die skerm van ons 50-jarige bestaan in die gemeente. Om te sê dat dit die kern van ons verkondiging hier is. Die kern waarop ons staan hier is. Het ek ook die kruis wat nou terwyl van die koue toegetrek is agter die gordyn, maar wat deel was van ons 50-jarige bestaan. Ook hierin probeer intrek om iets van hierdie vastigheid, iets van die ware rede waarom ons God kan vertrou. God se bevestiging van sy sekerheid, sy betroubaarheid, om iets daarvan uit te dra en deur te dra. Want dit is die vaste grond waarvan die Bybel vertel en waarvan ons hier in die gemeente leer. God het sy seun gestuur. En dan het iemand dit baie mooi geskryf en gesê, God het nie sy seun gestuur om God se seun het nie na die wêreld toe gekom sodat 'n toornige God oortuig kan word daarvan om nie meer kwaad te wees vir die mensdom nie. God se seun het na die wêreld toe gekom om 'n vyhandige gesinde mensdom te oortuig van die goedheid van God en om dit moontlik te maak dat versoening kan plaasvind. Of dan soos 2 Korintiërs 1 vers 19 en 20 dit sê, want Jesus Christus, die Seun van God, is nie ja en nee te gelyk nie. Hy is die ja van God. Die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen kan sê. Dit was die Pinksterreeks, nie waar nie? Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Dat ek aan Jesus Christus behoort. Dit is wat ons op so pakkende, verrykende manier opnuut gehoor het in die afgelope Sondag. En dat ons dit vandag opnuut weer kan sê op die Eenheidssondag. Waarop sê ons dan amen? Ons sê amen, want ons weet ons staan op vaste grond. Die vaste grond waarvan 2 Korintiërs 1 praat. Ons weet die vaste grond is Jesus Christus, die belofte van God. Die vaste grond word drievoudig vir ons bevestig in die bestaan van die ganse wese van die drie-enige God. Iemand het ook op 'n stadium gesê, ons ken God nie deur hom te probeer definieer nie, maar deurdat hy ons liefhet en deurdat ons reageer deur ons liefde vir hom. Ons hoef dus nie in allerlei moeilike, ingewikkelde redenasies te verval om die drie-eenheid eers te verstaan voordat ons kan voortgaan met ons menswees of ons gelowige Christen wees nie. Al wat ons moet doen om te sê, ja Here,
Dankie dat U op 3 verskillende maniere vir my wys dat U my liefhet. Nee, nie deur my omstandighede wat goed is en mooi is en lekker is nie, maar dat U deur U wese vir my sê dat U my liefhet. En wat sê ons daarop? Amen. Ek het U lief, Here. Ek reageer deur U ook lief te hê. Wat wil jy meer hê in terme van versekering? As dat die 3 enige God, volgens 2 Korintiërs 1 vir jou sê, God bevestig dit. Christus gee vir jou die vaste grond. Die Heilige Gees beseël die waarheid daarvan. Prof Johan het 'n baie mooi manier om altyd in sy prediking uit te loop op, nou, wat beteken dit vir my vir my lewe van elke dag? En as ek in sy spore mag volg, dan wil ek sê, wat beteken dit vir my in my lewe elke dag? Alles. Dit bepaal my hele lewe. Dit bepaal die manier waarop ek kyk na die lewe. Dit bepaal alles. Dit bepaal inderdaad my hele uitgangspunt van my lewe. En dit sê dat ek myself nie meer definieer deur die mate wat dit met my goed gaan in die lewe nie. Dit leer my om te sê, ek word nie meer gedefinieer deur die teleurstellings in my lewe, of die teëspoed, of die hartseer, of gemeene mense wat my lewe deel, of onaangenaamhede in my lewe nie. My lewe word gedefinieer deur die liefde, die troue liefde van die ewige God. Klink dit vir jou na eier wat gebreek het? Of 'n leedop? Juis nie. Dit is die God. Dit is die vaste grond waarop ons bou. Amen. Voor U, o Here, kom buig ons vandag. As ons U aanroep as ons hemelse Vader, dan loof ons U daarvoor, dat ons U so kan ken. En dan kom ons as gemeente ook opnuut intree vir die vaders, die paas van ons land en van ons volk. Bid ons, Here, dat U mans opnuut weer sal aanraak deur U Heilige Gees, om te erken waarvoor en waartoe U hulle roep, en om dit te gehoorsaam. Kom ons na U toe om opnuut verskoning te vra, vergifnis te vra, Here, vir die kere wat ons self tekort geskiet het, as paas, as mans. Kom ons na U toe, Here, om U te dank, dat U die volmaakte Vader is. 'n Vader op wie ons kan reken, wat vir ons die vaste grond van Jesus Christus gegee het, en deur wie ons beseël word, deur die Heilige Gees, as U eiendom. Lei ons, en leer ons om op hierdie vaste grond te bou en te leef. In die naam van ons Here Jesus Christus vra ons dit. Amen. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val.
Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.